Goeiedag, ek is Tanya Heinz, baie welkom by Marula Media. Ons skop af met nuus wat jou direk raak. Die Reserwebank se monetêre beleidskomitee het besluit om die rentekoers onveranderd op 7,5% te laat. Die prima uitleenkoers staan dus stil op 11%. 4 komiteelede het verkies om die rentekoers onveranderd te hou. 2 was egter ten gunste van 'n verlaging van 25 basispunte. Die rentekoers is wel sedert September 3 agtereenvolgende kere met 25 basispunte verlaag. Laurentia Lombard het donderdag verder getuig nadat sy die hof op Saldanha Woensdag in 'n noodvoertuig verlaat het. Lombard het egter donderdagoggend 'n mediese brief by die hof ingehandig wat bevestig dat sy met haar getuienis onder kruisondervraging kan voortgaan. 'n Noodvoertuig is Woensdag ontbied om Lombard hospitaal toe te neem nadat sy onder kruisondervraging in die getuienisbank begin huil en bewe het. Die staatsaanklaer het Woensdag op verskeie teenstrydighede tussen Lombard se geskrewe verklaring en haar antwoorde tydens kruisondervraging in die hof gewys. Lombard het die hof om verskoning gevra en gesê sy weet nie hoe om die foute te verduidelik nie. Haar kruisondervraging as die staat se hoofgetuie duur voort. Al meer bewyse dui daarop dat die polisie nog nie op kritieke leidrade soos die van 'n derde verdagte reageer het in sy ondersoek na die moord op Kloete en Thomas Murray nie. Ian Cameron, voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor polisie, sê hy is bekommerd oor die vertragings in die ondersoek. Die portefeulje komitee het reeds 'n vorderingsverslag van Senzo Mchunu, minister van polisie, aangevra. Die komitee het tot vandag toe nog nie 'n ordentlike opdatering ontvang nie. Die Murrays is op 18 Maart 2023 in 'n motor op die N1 in Midrand geskiet. Thomas is op die toneel dood en sy pa die volgende dag in die hospitaal. Kringtelevisie beeldmateriaal wys glo dat daar 'n derde verdagte op die moordtoneel was. Die verdagte is tot nou toe nie ondervra nie. Meer as 67,000 Afrikaners het al navraag gedoen oor president Donald Trump se aanbod vir vlugtelingstatus in die VSA. Die Suid-Afrikaanse Sakekamer in die VSA sê daar is oorweldigende belangstelling in Trump se aanbod. 67,042 navrae teen verlede Vrydag om presies te wees. Die Sakekamer vra egter nou dat navrae voortaan aan die Amerikaanse ambassade in Suid-Afrika gerig word. Gaan lees hierdie en al die ander berigte op marulamedia.co.za en geniet die dag verder.